Ik zal van die wonderlijke naam van de Seun, Heilige Gees. Okay? Ik zal van die wonderlijke naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees. Vrouwtjie, ek sal van die wonderlijke naam van Vader, Seun, Heilige Gees. Okay, goeiemôre vriende, familie, geliefdes. Julle wat aanlyn luister, goeiemôre. Aan al die JCRMTS familie. Môre, baie welkom. Wat 'n heerlike dag het ons nie hier in Port Elizabeth nie, ja. Son skyn. Dis nie koud nie. Koel, maar dis nie koud nie. Daarom is dit daar in Joburg. Maar ja, vriende, baie welkom. Ek is besig om met ons te praat oor die uitstorting van die Heilige Gees. Ek dink dit is een van die grootste gawe wat Vader aan ons elkeen kan gee. Een van hulle. Die ander een is natuurlik mos sy seun wat sy lewe vir ons gegee het. Maar om dit alles te kan glo en in die waarheid te kan groei en te kan weet, het ons die Heilige Gees nodig. Want ons die Heilige Gees wat ons lei in die waarheid. Dis die Heilige Gees wat ons troos. Maar ek gaan nou daarby uitkom. Oor die Heilige Gees. Dit is so kosbaar. Sorry, my klankingenieur sê weer, ons iets fout met my. Ek het nie reg aangetrek nie. Das is nie styf genoeg nie. Moet ek hierdie toop vasmaak. Daar sê, vriende, maar voordat ons begin, ek sien eintlik regtig uit na vandag se deel. Maar kom ons sê eers vir God dankie dat ons hier kan wees. Kom ons sê dit oor. O allerheiligste en magtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, wat 'n voorreg is dit om U te kan aanbid. Here, om vir U, almagtige God, Vader, te kan sê. O heilige Skepper, dankie dat U ons elkeen wakker gemaak het. Dankie Here dat ons nou hier in U teenwoordigheid kan wees.
Hoe weet ons dit? Want die woord sê wat 2 of meer in my naam vergader, daar sal u wees. Vader, dit is hoekom ons weet, u is hier, u luister. Vader, maar ek wil vra, vat my heeltemal uit die pad uit. Dat u deur my spreek. Vader, want ons praat van u gees, u wonderbaarlike gees. Here, laat hierdie woord op vrugbare ore val. Laat dit op vrugbare harte val. En laat dit sal wortel skiet en groei. Dat ons elke een vandag anders hier uitstap, as wat ons hier ingestap het. Vader, ek vra, stuur die engele gee hulle opdrag, om elke hoekpos in te neem, en die bose buite te hou. Hou ons gedagtes gevange, want ons weet, Here, dit is waar u met ons wil praat, en ons weet ook, dit is waar die vyand wil aanval. Maar my God, u is groter as hy, u het hom reeds oorwin. So versterk ons ook nou, Here, om na u woord te luister. Nie net te luister nie, maar te hoor wat u vir ons wil sê. Ons loof en prys en ons dankie, in die grootste naam wat ek ken, Yeshua Mashiach. Amen. Daar is hy, vriende. Ja, onthou ek het laasweek vir julle gesê van die uitstorting van die Heilige Gees. Net om so vinnig daaroor te gaan gou. Ons weet ons, die disciples was almal in die boventrek by mekaar gewees. Maar die belangrikheid daar is, onthou hulle was eendragtig by mekaar. So hulle was saam, hulle was nie een op die golfbaan, een in die mall, een in die fliek, een in Checkers, een in Pick n Pay, nee, hulle was saam, kan ons maar sê, in hulle kerk, want ons moes hulle boventrek waar hulle saam geloof en prys het. En dit is toe die Heilige Gees uitgestort word. Net, maar dit moet ons onthou, dit is hoe Jesus ons beloof het. Dis wat hy beloof het, dit gaan kom. Sien, weer eens, daar kan ons sien, dat ons verlosser nie net praat nie, maar hy doen ook. Soos het hy opgevaar het hemel toe ons. Hy het gesê, ek gaan om wat te doen dan? Om vir ons plek te gaan voorberei. So ons kan ons weet dat dit is die waarheid. Ek meen, hoeveel van sy woorde wat hy gespreek het in die Bybel het nie al waar geword nie, so, hoekom hom betwyfel? Maar ja, daar het hulle nou die Heilige Gees gekry en die Heilige Gees is oor hulle uitgestort en elkeen het in ander tale begin praat, ons almal ken die verhaal. Maar wat kosbaar is, vriende, dit is hoe amazing ons God is. Hy gee sy gees. Onthou julle ons rukkie terug het ek gepraat van, hy gee vir ons 'n nuwe hart, hy vervang jou hart van klip met vlees, en saam met dit, gee hy sy gees. Nee? Nou kom sy gees, en hy staan hier voor jou hart. Wat gaan jy maak? Gaan jy omdraai, en weg vir jou kop trek, gaan weg nie nou nie. Nee man, gaan weg nie nou nie. Onthou, die handvatsel sit aan die binnekant. Jy moet oopmaak. Jy moet hom toelaat om in te kom. Hy gaan nie soos die polisie maak en die deur afbreek en homself daarin forceer. Hy is 'n gentleman, hy sal dit nie doen nie. Hy sal geduldig daar staan en wag. Nou sien jy skets hierdie prentjie. God se gees staan voor ons as sondaars, nietige mense. Staan by jou hart en hy klop. God se gees, maar jy wil nie vir hom oopmaak nie. Dan kom die vraag nou, wie dink jy is jy? Is jy beter as God? Is jy jou eie God? Hoekom weier jy God? Weer eens sal ek sê, wie dink jy is jy? Maak my skoon hartseer, die allerheiligste God se gees klop aan jou, ons elkeen se hart. Maar jy verhard jouself, jy wil nie oopmaak nie. Hoekom nie? Wat sal jou maak om nie oop te maak nie? Hoekom wil jy nie oopmaak nie? Ek dink, want ons weet nie hoe klink sy stem nie, ons weet nie wie staan en klop nie. Maar jy sal tog vir die vyand luister. Wat nie eers in jou hart kom klop nie, hy kom in jou gedagtes in en hy vertel jou 'n klomp stories en jy glo dit stryd klap boef. Want jy sit mos die TV aan, of jy gaan op jou social media, op jou Facebook of waar ook al, jy kry al die negatiewe
energie in van die wêreld. En dit maak jou negatief. Onthou, dit is soos 'n atleet. Hoe meer jy oefen, hoe beter gaan jy word. Hoe meer tyd jy spandeer in oefening, hoe sterker gaan jy word. Net soos met ons geestelike lewe. Hoe meer tyd jy saam met God spandeer, hoe beter gaan jy hom hoor. Hoe nader jy aan hom beweeg, hoe beter gaan jy hom hoor. Maar ons doen dit nie. Ons gryp na ons foon in die oggend wanneer ons wakker word en ons kyk net wat se bohaai is daar in die wêreld en dis waarop ons fokus. En hier staan die gentleman, die Heilige Gees, God se Gees. Saggies. Hy druk eers die deurklokkie, klink, 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 maar irriteer jou net klop. En hy wag. Hoekom maak jy nie oop nie? Wat is daar wat jou terughou? Vriende, ons praat. Luister mooi. God se Gees. Die een wat die hemel en die aarde geskaap het. Die een wat gesê het, laat daar lig wees. En daar was lig. Een woord het hy goed geskape. Sy Gees klop aan jou hart. Hoekom maak jy nie oop nie? Ek dink ons elkeen kan daai vraag vir homself antwoord. Maar nou wil ek julle vertel. Wanneer die Heilige Gees by jou kom en hy klop, jy maak vir hom oop. Weet jy wat bring hy vir jou saam? Hy is soos 'n plakker wat niks daar aankom, stikkende klere en skoene en wat ook al, en hy kom plak net nie. Hy sit en jy moet hom bedien die hele tyd. Jy moet gaan werk sodat jy vir hom kan sorg. Dis nie die Heilige Gees kom nie. Die Heilige Gees, vriende, kom met tasse vol goed. Hy bring goed saam. Weet jy, wanneer hy by jou intrek, dan bring hy vir jou saam die vrug van die Gees. En dit is, hy bring vir jou liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Net vir 'n start. En dan kom sit hy nog die cherry op die koek ook. Jy sien vriende, daar bring hy vir jou die vrug van die Gees. Met daardie dinge wat hy vir jou bring, as jy hom toelaat, openbaar hy dit vir jou. Dan kan maar kom wat wil op hierdie aardbol. Niks sal jou onderkry nie. Want nou moet jy onthou, die Gees is in jou. Daai selfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, is nou in jou hart. Hy is nou deel van jou. Hoe anders kan jy nie as om te smile en te weet, hy het reeds die wêreld oorwin. Hy het dit reeds gedoen. Jy hoef nie te worry om die wêreld te gaan oorwin nie. Volg jy vir Jesus. Glo wat die Heilige Gees vir jou openbaar. Luister vir hom. Luister vir my fluister. Dit is soos, ek luister die laaste week ons gesê het, was ek so bietjie in die sop, maar dis fyn. Hy sê soos 'n ou se vrou, na 'n paar jaar, soos ek mos gesê het, as hulle mos net ontmoet, dan praat lekker saggies, hallo liefie, lafie, daar. En na 'n paar jaar, dan begin sy over jou skree, wat sê? Is nie die kamer? Julle weet hoe gaan dit. Die Heilige Gees werk nie so nie. Glad nie. Hy skree nie op jou. Hy kom praat sag. Nederig. Want ek meen vriende, as hy vir ons hierdie vrug bring, want daar is nie vrugte nie. Dis een vrug. Met baie goed. As hy die vir jou bring, wat kan jy onderkry? En in elk geval sit hy, wat so asemrowend is, dit is in Galasiërs 5, vers 22. Wat so asemrowend is, dat daar staan weer eens liefde eerste. En daarom het Jesus gesê, is die grootste gebod. Jy moet jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, met al jou krag en jou hele verstand. Liefde. En jou naaste, soos jouself. Liefde. En hier kom dit weer. En die skrywer sê vir ons hierso, die Gees bring vir jou liefde. Soos jy liefdeloos was, bring vir jou liefde. Hy bring vir jou blydskap wanneer ander mense sê, ons weet mos, die petrolprys gaan alweer op, die elektrisiteit gaan alweer op, die en daai en die en daai. Maar die vrug sê vir jou mos,
En onthou die Heilige Gees kom om jou te leer ook. En wat leer die woord ons vir ons? Moenie bekommer oor wat jy gaan aantrek of gaan eet môre nie. God sal sorg. Nou sê die Heilige Gees is in jou hart. Nou dink jy, ja, okay, dankie. Waar moet jy stres? Nou het jy mos daardie vrede. Want die Heilige Gees sê vir jou, God sal vir jou sorg. Hy sê nie, gaan miskien as jy dit of daai doen nie. Gaan miskien as jy dit en daai doen nie. Nee. Hy sê, hy sal vir jou sorg. Ons lees in 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle dan nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is? Wat in julle is nie. Laat dit 'n bietjie insink, vriende. God se Gees in jou. Dit is hoekom hy sê mos, die woord sê, hy is nader as die klere aan jou lyf. Hy's binne in jou. Soos ek dit gesê het, ek dink hierdie waarheid behoort ons te verstaan. Dit is absoluut weer eens God se liefde. Want ons weet mos God is liefde. Daai liefde kom woon in ons. Ek dink ons mense verstand kan dit nie regtig kop nie. Kan dit nie regtig verstaan nie. Ding is te groot vir ons om dit regtig te waardeer nie. Maar weet julle wat, vriende, hier is nie reality TV nie. Hier is nie TV nie. Hier is die waarheid. Ons weet in die Ou Testament was God se teenwoordigheid net in die tabernakels mos gewees en al daai en dan in die tempel en dan slegs die hoofpriester kan een keer 'n jaar daar ingaan om ons offers te bring vir die sonde van die volk. En net een persoon kon daar ingaan, een mens, om in daardie teenwoordigheid van God te wees, né? Kyk nou hierna, luister nou hierna, in daai teenwoordigheid. Nou kom God met Jesus, die prys wat hy betaal het. En hy kom woon in elke een van ons. Jy het nie meer nodig om op een persoon staat te maak om tempel toe te gaan om in die teenwoordigheid van God te wees en daarna kan jy weer sjap wees vir die jaar wat ook al. Daai teenwoordigheid is binne in jou. Is dit nie amazing? Maar weet julle vriende, ons het ons die vyand wat ons nou sal kom stryd daarteenoor. Wat nou sy menings as hy sy opinie sal kom lig, maar weet jy sy opinie tel nie. Soos ek sê, die vyand het nog nie eers een tartuitjie geskryf of een gediggie geskryf of wat ook al. Maar ons glo sy snerp. Maar ons glo nie God se liefdesbrief nie. Sien vriende, wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, nee. Ek wil regtig hê ons moet dit kop, ons moet dit verstaan. Dis God se Gees. Ons praat nie hier van Mickey Mouse goed nie. Ons praat nie hier van Goofy en daai. Ons praat van God, die allerheiligste. Sy Gees. Wanneer jy wakker word, is hy daar. Wanneer jy werk toe ry, is hy daar. Onthou nou weer, God se Gees. Wanneer jy alleen is of alleen voel, is hy daar. Hy maak nie soos die vyand nie. Wanneer jy in die penarie is, wanneer jy in hy strik van hom getrap het, vlug hy. Want hy het jy mos nou presies waar jy wil wees. Of waar hy jou wil hê. Die Heilige Gees doen dit nie. Ja, beproewings kom oor ons pad. Natuurlik, want hoe anders? Want sien, ek het laas ook gesê, kyk hoe amazing is God. Hy gebruik ewen die Satan om sy koninkryk te sif. Die Satan kan kom met sy stories. Gaan jy vir dit val? Of gaan jy saam met die Heilige Gees deur daardie beproewing om aan die ander kant uit te kom? Of gaan jy maar sê, okay nee, ek gee op. Sien daardie vyand jou gesif, laat God hom toegelaat om jou te sif,
om te kyk of jy regtig op jou geloof staat maak, of jy regtig glo in hom, wat sy seun vir jou gegee het, om jou sondes te dra. Daar word jy gesif. Gaan jy uitval, of gaan jy binne bly? Binne in God se geloof, binne in God, geloof in hom, dat die Heilige Gees jou lei, of gaan dat jy die duiwel jou daar uitsif. Sien vriende, as jy huil, as jy treur, is hy daar. Dink aan 'n plek waar die Heilige Gees nie kan wees nie. Daar is nie so 'n plek nie. Daar is nie so 'n plek nie. Weet julle, wanneer ons bid, weet ons soms nie wat om te sê nie. Maar hy weet. Hy vat ons woorde en hy maak dit aanneemlik vir Vader. Is dit nie amazing? Dis alles wat die Heilige Gees doen. En weet julle vriende, dit is maar die top van die berg wat ek aanraak. Wat die Heilige Gees vir ons doen. Wanneer ons bang is hy by jou. Sien, dit beteken regtig waar dat ons nooit sonder God te sê. Hy's altyd by ons. Maak nie saak sy storm kom nie. Hy los jou nie in die storm nie. Hy sê nie ook vir jou gaan alleen deur die storm nie. Hoekom het Jesus saam met sy disippels in die boot gesit met die storm? Want hy sal saam met ons in die storm wees. En hy sal saam met ons deur die storm gaan. Hy maak nie soos die vyand gaan, ek kry jou dalk aan die kant nie. Hy gaan saam. Vriende, daai Gees is ook soos Jesus. Hy het vir die wind gesê, bly stil. Hy het vir die golwe gesê, bedaar in 'n bed. Daai Gees klop aan jou hart. What have you got to lose? Om hom toe te laat, om hom 'n kans te gee. Wat het jy te verloor? Ek weet, slegte vriende, slegte gewoontes, slegte omstandighede, maar dan is dit mos die moeite werd om te verloor. Wat bring hy vir jou? Die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, sagmoedigheid. What have you got to lose? Sien, die Heilige Gees, vriende, is 'n bewys dat God altyd by sy kinders is. Want hy ons nooit alleen laat. Jesus het ons gesê, hy sal vir ons die trooster stuur, sodat ons nooit alleen kan wees nie, want hy weet, ons kan nie alleen die boosheid en hierdie wêreld aanvat nie. God weet. Dis hoekom hy sy Gees vir ons gee. Verniet. Ek wonder as jy 'n prys op die Heilige Gees kan sit, hoeveel sal hy kos? Ek weet nie. Dit het Jesus sy lewe gekos. Wat sal dit jou kos? Gaan ook jou lewe kos. Dit gaan. Want jy gaan ontslaa raak van die ding wat agter jou is, soos Paulus. Jy gaan ontslaa raak van die ding wat agter jou is. En jy gaan jou uitstrek vir dit wat voor jou is. Want wat voor jou is beter as wat agter jou is. Ons weet almal hoeveel foute het Paulus gemaak. Ons almal weet hoe hy die Christene vervolg. En daar kom hy op. En hy skryf meer as halfte van die Nuwe Testament. Skryf hy vir ons. Daai is dieselfde Gees wat nog steeds vandag ons almal beskore is. Wat gaan jy maak? Onthou ek het gesê die handvatsel is aan die binnekant, nie aan die buitekant nie. Gaan jy oopmaak? Gaan jy hom toelaat om in te kom? Of gaan jy sê nie nou nie, wag 'n bietjie, ek is nog nie reg nie. Maar vriende, wat gebeur dan as jou eindvletjie blaas? As jy oor jou laaste hekkie is? As jy by jou eindstreep uitkom? Wat gebeur dan? Sien vriende, ons is tempels van die Heilige Gees. Ons woorde
ons gedagtes, ons optredes, die manier hoe ons met ander mense praat, die manier hoe ons met ander mense oor die weg kom. Alles weerspieël wie God is. Ek wil gou vir julle hoor nou net, hierdie pragtige goed wat ek nou vir julle gelees wat die Heilige Gees vir ons bring nie. Dis min goed actually, maar dit is pragtig. Hoor gou wat die vyand vir julle voor ons deure wil sit. Dat ons dit moet optel, hoorie. Oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, troonigheid, naaiwer, eepraat, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rasery en dergelike dinge. Hoor daai lang lys wat die vyand vir jou bring. Nou wil jy eerder daai mandjie optel of jy moet dit self optel. Dit word nie veel gegee nie. Jy doen dit self. Maar die Heilige Gees, hoor net hoe pragtig. Wil julle dit nie in julle lewens toelaat? Toets dit. What have you got to lose? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. What have you got to lose? Vriende, soos ek sê, ek het nou maar eers die top van die berg geraak. Daar is ook soveel om oor te sê. God se Gees, dat by ons elke een wil woon. Weet jy, maak nie saak wat se etiket jy het in hierdie wêreld op hierdie aarde nie. Maak nie saak wat jy voor jou naam skryf nie. Hy wil in jou woon. Jou en my, sondaars, om ons die pad te wys, om ons die waarheid te leer, om ons al die vreugde te gee, om ons deur hierdie wêreld en hierdie lewe te dra. Dis wat hy wil kom. Wat het jy om te voel? Om hom 'n kans te gee. As dit moeilik gaan in jou lewe, as dit moeilik gaan by die werk, as dit moeilik gaan in jou huwelik, as dit moeilik gaan met die kinders, gee hom dan nou 'n kans. Laat hy jou wys hoe hy dit herstel. What have you got to lose? Op die einde van die dag gaan jy jou lewe hier en die lewe hierna verloor. Dis 'n garantie. So wat het jy om te verloor? Ons elke keer kan daardie vraag antwoord. So vriende, met dit gesê, julle sal maar volgende week weer moet inskakel. Dan gaan ons aan oor die Heilige Gees. En soos wat ons nou weet, of soos wat ons gehoor het van die Heilige Gees, weet ons dat ons Here Jesus Christus op pad terug is. Ons weet nie wanneer nie, maar ons weet hy is. Hoe weet ons dit? Want hy sê dit ons in sy woord. Hoe kan ons aan hom vashou? Want hy het vir ons hierdie belofte gelos. So elke keer wat ons dit doen, herinner dit ons wat Jesus vir ons gedoen het. En hoe kry ons dit reg? Deur die Heilige Gees wat vir ons leer is die waarheid. Ek het dit laasweek gesê. Hoe sou ons geweet het dit is die waarheid? Ons was nie daar nie. Ons het nie self gesien nie. Ons het dit nie beleef nie. Maar ons glo dit tog. Hoe kry ons dit reg? Die Heilige Gees het jou dit laat glo. Want wat is die Heilige Gees? Hy bring ook nie waarheid. Maar die waarheid. Daar's nie leuns nie. Daar's nie donker nie. Daar's net lig. So met hierdie nagmaalfees. Die instelling van die nagmaal. Dis mos 'n verbondsmaaltyd. Waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. Sien vriende, die nagmaal is in die eerste plek 'n gedagtesmaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my
gedagtenis. In die tweede plek is dit 'n waarborg. Dis 'n garantie. Soos 'n garantie wat jy uitneem op jou kar. Want daar's altyd jy tussen die lyne gelees. Hierdie is 'n ander garantie. Dit is die liggaam en dit is sy bloed. In die derde plek is dit 'n gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. In die vierde plek, vriende, is dit 'n verkondiging van ons toekomsverwagtinge. Ons weet ons verseker dat die Here sal kom. En in die vyfde plek is dit 'n vreugdefees. Want ons weet ons verlosser leef. Ons weet hy gaan terugkeer. Ons weet dit. So vriende, Johannes 6:53 leer vir ons en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. So vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat ons elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring. 1 Korintiërs 11:27 sê vir ons duidelik, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam van die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei. So vriende, ek gaan net 'n minuut so gee. As daar iets is tussen jou en die Here wat jy eers moet regmaak, eers gaan bely. Ek gee so 'n minuut. Die brood wat ons breek is 'n gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Kom ons eet saam. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan. En glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. 1 Korintiërs 11:25 sê vir ons, net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. So vriende, daar is geen God soos ons God wat magtiger, liefdevoller en getrouer is as wat ons ooit kan begryp. Kom ons drink saam. Mag God vandag ons God wees en mag sy loyale liefde ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer wat net hom toekom in sy naam. Kom ons lê.
O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Here, baie dankie vir hierdie boodskap wat U vir ons gebring het. Here, ons staan nog steeds verwonderd dat U Gees in ons elkeen laat kom woon. Vader, dankie. Dankie dat hy ons lei. Dankie dat hy ons leer. Dankie, Here, dat hy altyd by ons is. Dankie, Vader, dat U Gees ons Gees ook is. Here, hoe kan ons na regte by ooit genoeg dankie sê vir al U goeie werke, U liefde, U genade, U goedheid en U guns. Heilige Vader, ek vra dan, wees ook so saam met ons waar ons hierdie week ingaan. Here, en dat ons altyd sal onthou dat U Gees is met ons, oral waar ons gaan. Loof en ek prys en ek dank U in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Amen.